Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Dis my ou vriend, toe lyk dinge daar, dis weer Vrydag. Lekker hier in Dabaai, so 'n ligte windjie wat hier so deur die takkie streel, en dit is redelik sonnig. Ek sê dit spesifiek omdat ons al die afgelope week het ons daarom winterweer gehad, nee. Ek sê vir jou, dit was nogal lekker gewees. Ek sien vanoggend op 'n groepie waarop ek is, dat ons het so 4-25 mm reën gehad, wat nie te versmaai is vir Oktober nie. Ons kry gewoonlik blykbaar in Oktober gemiddeld so 100 mm. So ons is blykbaar nog iets wat af met so 60 milliwatt. Maar maak nie saakie, jy weet, aan die einde van die dag is ons genade, is maar almal afkomstig uit die hande van die munisipaliteit. Want ons sien nog steeds borde staan nie, ek weet nie waarvoor die borde opgesit is, die miljoene rande, dat Dabaai, die Oos-Kaap, is water skaarstreek, wat ek natuurlik al baie lank gelede te kruisdeur getrek het, want dit is absoluut die grootste bokstrond, bestaan nie, daar is nie so iets nie. Daar is 'n skaarste aan breinkrag, en ook gewilligheid, nie net politieke gewilligheid, die gewilligheid, om die water vanaf die damme af tot in jou kraan te kry. Ons het afgelope tyd gesien hoeveel water onderbrekings daar is, en kragonderbrekings, al daai goed. Ons hierdie week natuurlik 'n lekker groot optog gehad, daar so buitekant, na die Plotte se kant toe, daar Weskaap se kant toe, en so aan Aankragakama, waar onhutste inwoners bietjie weer 'n paar goedjies afgebrand het. Van afbrand gepraat, hierdie kultuur van, kom ons brand iets af. Kom ons maak 'n braai, kom ons maak 'n vuur. Daai tipe van ding. Ja, een van die oudste universiteite, wat glo dit of glo dit nie, nogal deur die kerk begin is, jy weet, is van dese week van die administratiewe geboue en so meer, is afgebrand. Nou natuurlik as conspiracy theorist, noem my maar so, ek gee nie om nie, is al vir my 'n pluimpie in my hoed. As voeltjies wat fluit, dat dit is spesifiek, daai geboue is geteken, haal daar die papiere en al die inligting veronderstel is om te wees. Daai is geteken en afgebrand, want ons sien mos nou al vir 'n baie lang tyd, dat die Fort Hare Universiteit, en een of ander twee hier in die Oos-Kaap, ook so onder die loop is, daar is blykbaar bedrog en al sulke giet. Dit gaan nie net oor, blykbaar net oor mense wat vir grade inskryf waarvoor hulle nie kwalifiseer nie, en dalk grade kry waarvoor hulle nie kwalifiseer nie, maar daar is allerhande sulke ou goed. En dan het ons natuurlik die parlementêre komitee rondom die aantuigings van Makwanazi, en die ding is regtig besig om in 'n seepie te ontaard, want ek sê, jy sê, hy sê, sy sê, daai tipe van goed en so. Dus so, ons sien nou hierdie week dat Senzo Mchunu, die minister van polisie, nie vir baie lank nie, hy sal nou met sy gerieflike verlofperiode, om so 'n bietjie langer as 'n jaar aan die stuur van sake, en waar hy getuig, en ek moet sê, ek haal nogal my hoed af vir die ouens wat die saak namens die parlementêre komitee dryf, en ook die ondervraging van mense soos Linus Breitenbach, en wat sy naam, shut up, ja, Ian, en daai ouens, hoe hulle hierdie ouens ondervra en so. En jy weet, Senzo Mchunu, buiten sy kop wat baie blink is, het hulle altyd gesê, ja, P.W. Botha's head is like a brand new Miracle's mudguard, all shiny on top, all shit underneath.
Maar anyway, ek wil nou nie sê die minister se kop is ook so nie, maar hy het 'n hele paar blinkplanne gebring hier na die ondersoekkommissie toe, en hy probeer maar meer vir mense verduidelik hoe die polisie eintlik werk en veronderstel is om te werk, in plaas van laat hy antwoord op dit wat belangrik is. That is why there was an envisage even written down that will prepare an interim committee, an interim report, and it further said there will then be a MINESCO to discuss this matter. But, Minister, with respect, that's not what the letter says. That there's some interim response that's required. Your letter states clearly that the team must be disestablished immediately. Now, in the context that I've explained. Unless there's some other meaning to this word, immediately. Yes, so I've explained. The English meaning of immediately means do it right now. Let's look at the letter. Yeah, but let me explain this, because I'm here to respond. Yes, but I would also want to contextualize what I'm asking you. Thank you. If I get an opportunity. Nou, as ek nou nog eenmaal, wat noem hulle dit, die PT, die Political Task Team, PTTK, of whatever af. Nou, die police killings, jy sê, ek het het al so baie gehoor, ek weet nie eens meer wat het sê nie. Police Killings Task Team, die PKTT, ek nog eenmaal dit hoor, dan gaan ek wragtig braak. En kyk net wat antwoord hy op hierdie, hy het hierdie hele, en is maar vandag een gedeelte van die gesprek, ek watch nie alles, ek kyk so hier, en daar, want jy raak ook moeg van al die ou getsollerij oor en oor. Maar dan het jy gelukkig mense soos hierdie, wat gaan en vir hom sê, luister nie, maar hier is jou brief, dis wat jy geskryf het. Wat jy meen, hier is jou brief, daar is jou woorde, is het nie? Jy sê daar, dit moet onmiddellik gedoen word, jy het nie gesê, dis 'n interim type van 'n projektplan hierdie nie. Jy het gesê, nou, en raai wat, soos gebruiklik, hulle doen dit ons altyd so, soos by die grondonteieningswet en al daai goed, hulle gooi het deur tussen Kersfees en Nuwejaar. Net so ongesiens, lekker deur. Appels soos party media agentskappe maak, as hulle moet verskoning vra vir iets, dan gooi hulle het op hulle pay channel, gooi hulle het so ongemerk daar deur, en die oukies wat betaal die paar ouens, hulle sien het dalk so raak, en hulle hou het ook net daar vir 'n tydjie. Nou hierdie regering van ons, doen dieselfde. Hulle gooi daai goed, waar wil jy vir my vertel? 'n Minister werk nog, in aanhalingstekens, werk nog, vanaf, ek wil amper sê middel November. Hulle doen fokol man, hulle sit op hulle vetgatte iewers by die see, en vir drink aan pink drankies of wat ook al. Hulle gooi daai ding deur, die minister, Senso, hy gooi dit deur, op oujaarsaand. Hoe's daai? En ons sal dit in die 20ste verwag ek interim verslag van jou, en dan sal ek vir jou sê, dan moet jy die finale ene vir my gooi. En dis wat hy te sê het. You write to the National Commissioner, and you say, I trust this correspondent finds you well in the festive season. In the past few months, towards the end of this year, 2024, I have made observations on a number of important aspects of the SAPS and policing. Mm-hmm. For purposes of this letter, I'm focusing on 3 aspects that require very urgent attention. So that line, that's factually incorrect. Yes, that's okay. Although I do say not directly from the Moerane Commission. Because the Moerane Commission, whatever the case, it was discussed even earlier. 2018 discussions, not the report itself. But I concede that point, that it was... and then you go on to say the key mandate was to stop. So it's not quite clear. Are you referencing the Moerane Commission report? Or the Interministerial Task Force that was established? The key mandate, you say, was to stop, /investigate, /resolve
unresolved murders of politicians in the country, especially in KwaZulu-Natal. Now, I put it to you with respect, Minister, that if one reads this letter, it's very clear. You say, disestablish, discontinue this task team immediately, do it now. And the final report I'm expecting from you at the end of January. But I want a preliminary report on the 20th of January and the final report at this MANECO Management Executive Committee meeting late January. The instructions are clear. It's not only clear, but it also seems to me, upon reflection, totally unreasonable that you give the National Commissioner, who's on leave, you said you knew he was on leave until the 14th of January, that you must give you a preliminary report by the 20th and a final report by the end of January. Sien hoe begin gloei daai kop van hom, as die ou so praat en vir hom vra. Maar anyway, hierdie hele ou ding is, jy weet, ek werk nou al amper 50 jaar. En ek sit nou weer, want ons nou belastingtyd, ons vriend, wat se vriend het ons het SARS, soek ons nou weer hulle ou geldjies, alhoewel hulle al klaar meeste van het gevat het, jy betaal belasting op geld, waarop jy al belasting betaal het, as jy by die winkel kom en al soke tipe goed is. Nou so dink ek by myself, as ek so kyk na die belasting wat ek elke jaar betaal, en moet my nie verkeerd verstaan, ek verdien nie die moerse salaris, nou waaroor die ouens beklei in die parlement nie. Werk ek 2 maande van my jaar, werk ek net vir SARS, om vir hulle te betaal. So 10 maande van die jaar, werk ek hopelik vir my eie sak en my naasbestaandes, of my familie, of wat ook al. En dis wat my die bliksem in maak. Dan moet jy sit en na sulke mense luister, wat deur ons daar geplaas is, om hierdie goed uit te sorteer, en basies die werk te doen, en goed laat gebeur. Dan moet ons luister, hoe hulle ons belastinggeld, nog meer geld nodig het, om vir hulle in die bek te ruk. Nou ja, as dit is wat 'n demokrasie is, dan is demokrasie nie vir my nie, definitief nie. So, ja, dit laat 'n bitter smaak in 'n mens se bek oor. Dan sien ek dat sekere invoerders van motorvoertuie uit lande soos Korea en China en so begin maak hulle nekke bietjie tik, want hulle voel dat die regering support hulle nie genoeg nie. Maar my vraag aan hulle is, en obviously hierdie regering het geen idee om 'n land ekonomies te bedryf nie, of suksesvol nie. Dan vra ek vir hulle, wat doen julle vir hierdie land, buiten om al julle karmake en goed hierso te kom drop, wat ek meen, in die mark. Wat doen julle, wat Volkswagen al vir meer as 75 jaar doen? Wat doen julle wat Mercedes-Benz al meer as 70 jaar doen? Wat doen julle wat Toyota al meer as 50 jaar doen? Skep julle enige werk in hierdie land? Behalwe as een van julle voertuie verkoop word aan 'n Uber-drywer, wat werk skep, deur vir homself rond te ry en 'n paar ander mense. Wat doen julle? Hierdie regering is 'n onverantwoordelike regering. Hulle kyk nie na die mense wat na hulle kyk nie. Volkswagen oor die afgelope 75 jaar het duisende mense werk gegee. Het die totstandkoming van ander maatskappye wat vir hulle 'n diens lewer, tot gevolg gehad. En dan praat ons nie van die hoeveel belasting wat hulle betaal nie, op uitvoere en invoere nie. En hier kom hierdie ouens, ek sien al hoe meer van hulle. Wat ek meen, ek kyk nou die dag na Isak se nuuspot, nou kyk ek nie na spesifiek wat sy gaste praat oor dit nie. Ek kyk na wat skryf die algemene man langsaan in die kolommetjies. Ja, hy hoop Ford sien nou sy gat, of Volkswagen of Mercedes-Benz, want hulle vra te veel vir hulle karre en hulle doen dit min en hulle doen die en daai. Nou vra ek vir jou,
As jy dink, hulle doen min, wat doen hierdie Chinese invoerders vir jou? Absoluut niks nie. So sien, Mercedes sy gat, gaan jy ook jou gat sien. En nie net brood omdat jy 'n Beijing gekoop het of enige van hierdie ander goed nie. Jy gaan jou gat sien, want jou naasbestaanis gaan nie 'n plek hê om te werk nie, my vriend. So ja, hierdie ou ek kan net nie verstaan dat groot mense, volwasse mense so dink nie. Maar nou ja, as jy kyk na wie word ons gelei, dan verstaan ek dit ook aan half en half. Want dit is eintlik 'n vorm van subtiele indoktrinasie wat oor 'n periode van tyd mense se hele mindset verander. Hulle glo dat dit is hoe dit behoort te wees, wat alle mense sê so. Dink 'n bietjie vir jouself, my ou vriend. Dink 'n bietjie vir jouself. Ek persoonlik self sal nooit 'n Koreaanse kar koop of 'n Chinese kar nie. Ek sien dit absoluut. As jy praat van ekonomiese verraad, gaan dink daaroor. Dis ekonomiese verraad. Maar as jy moerkoffie drink of brandewyn, dan is jy 'n ware patriot. Sien jou môre op die Moerkoffie Express. Groetes. Radio South Africa. Your voice. 24/7.